Ons staan hier by Hoërskool Outeniqua, Kwaggaland. En hier agter my is die beplande Eeufees sentrum se nuwe perseel. By my is Marna van Sail en sy is Hoërskool Outeniqua se Eeufees sentrum koördineerder. Marna, hierdie wonderlike projek in Eeufees sentrum is aangekondig in 2023 met julle Eeufees. Wat is dit en wat word beplan? Ja, goeiemôre almal van die George Herald se luisteraars en se lesers. Die Eeufees sentrum se heel eerste funksie is vir dae soos vandag. Dit is reënerig en ons kan glad nie 'n saalbyeenkoms hou indien dit weer soos hierdie is nie. Hoërskool Outeniqua het 1730 leerders. Ons huidige saal kan slegs 630 leerders huisves. So dis ons heel eerste prioriteit is om 'n saal te kan bou waar al ons leerders onder een dak sonder om in die wind en weer te sit 'n saalbyeenkoms kan bywoon. Die tweede belangrike rede is ons matriek eindeksamen of die NSC eksamen. Hulle moet tans in 3 verskillende lokale skryf. Indien dit verdere uitbreidings is, gaan ons van die junior grade moet by die huis laat bly tydens eksamen en op verskillende dae laat skool toe kom en dit is ook nie die ideaal nie. So as ons hierdie sentrum het, kan ons al ons matrieks in een lokaal laat eksamen skryf en dit gaan 'n groot voorreg wees. En dan die derde ding is dit gaan vir die hele Suid-Kaap en George omgewing tot groot voordeel wees. Nêrens het ons die Engelse woord is venue, waar 'n mens meer as 200 mense vir 'n funksie kan doen nie. Ons kan heerlike musiekkonserte gedurende Desember vakansie aanbied en sodoende ook meer toeriste lok na George en die Suid-Kaap. En dit gaan omtrent so wat 4000 mense kan huisves, is ek reg? Kom ons maak dit eerder 2,5, dan is ons veilig, maar ons sal dalk bietjie meer, maar ons sal maar by die veiligheidsregulasies moet hou, so 2,500. Wel, dit is omtrent die grootte van die KIK sentrum in Kaapstad, hulle konferensiesentrum, want dit is by hulle ook omtrent so 2,500 dink ek wat hulle kapasiteit is. So ons is werklik dan op nasionale vlak een van die grootste sentrums in die land. Verseker, en ons kan baie lekker sportfunksies hier aanbied, want boonbehalwe dat ons dan binneshuis kan saalbyeenkomste hou, gaan ons ook binneshuise sport kan aanbied, soos netbal, tennis, hokkie en daai tipe van goed. So met reënerige dae soos hierdie, weer eens, gaan ons lekker binneshuis kan sport hou. Nou Marna, wanneer word die eerste sooi gespit? Ons wag in spanning. Ons ook. Ja, ons sit op hete kole en ons wag vir die goedkeuring van die planne. Die oomblik as die planne goedgekeur is, spit ons die eerste sooi. En dit is so gou as moontlik. Julle wou al hierdie jaar begin het. So dit is net vir die planne en die alles finansies en verder, is dit in plek? Ons finansies is redelik in plek. Ons het 13 miljoen rand alreeds op ons eie ingesamel, waarop ek baie trots is. Dit wys vir die gemeenskap Outeniqua staan nie net bakkant en vra vir donasies nie. Ons werk self ook om daai gelde in te samel. Ons kan 'n lening aangaan van 7 miljoen, maar ons wil dit nie baie graag doen nie, maar ons het daai opsie om dit te kan doen. Vertel my net nog 'n bietjie meer van die sentrum in detail. Jy het nou gepraat van die sportsoorte. Gaan dit 'n sentrum wees wat 'n groot oop saal is of is daar vertrekke? Hoe lyk die sentrum? Ja, daar is basies 'n groot oop saal gedeelte aan die onderkant waar die sport kan plaasvind en dan is daar balkonne waar mense kan sit en van bo af na die sportsoorte kyk. En dan is daar aparte ons gaan dit noem lesinglokale / sportkamers waar die verskillende spanne hulle sport by mekaar kan kom voor 'n lekker groot wedstryd. En dan natuurlik ook jou kleedkamers. En natuurlik, dit is ook vir kulturele geleenthede soos koorwedstryde of so sal dit ook kan werk. Nou wanneer sê vir my, as julle nou kan begin bou, sê nou maar julle kan môre die sooi spit, wanneer gaan hierdie sentrum voltooi wees? Ons kyk na ongeveer 18 maande na 2 jaar toe, afhangende van hoe die weer saamspeel en daai tipe van goed, maar ja, 18 maande na 2 jaar projek. En is dit plaaslike bouers wat julle van gebruik maak? Wie is die argitekte en die plaaslike bouers? Wie is die verskillende rolspelers?
Ons het 'n projekbestuurder aangestel, meneer Wessel van Niekerk, en hy hanteer daai gedeelte van die aspekte van die EOF sentrum. My grootste rol is maar net om nog steeds te kyk vir fondswerwing en daai tipe van goed. So indien daar van julle is wat julle harte wil oopmaak, voel vry om my te kontak. Of jy kan daar agter daai skandeerkode kan jy skandeer en dan kan jy 'n donasie maak vir Hoërskool Outeniqua. Maar nou vertel vir my van die ontwrigting nou tydens hierdie groot projek, wanneer dit nou gebou word. Hier's baie wat sonder die tennisbane wat nou nie meer daar gaan wees nie. Ja, Ilse, dit gaan nie regtig enige ontwrigting wees nie, want ons gaan veiligheidsnette om die bouperseel sit. Hier agter ons sal julle kan sien, gaan ons die nette opsit en daai baan is ons eerste netbalbal span se baan. So hy word nie beïnvloed nie en dan het ons nog 6 ander tennisbane waar tennis gespeel kan word en aan daai kant het ons dan ook nog 1 2 3 4 netbalbane waar netbal gespeel kan word. So die sport gaan glad nie ontwrig word nie. En ook natuurlik geen akademiese ontwrigting nie. Baie belangrik vir Hoërskool Outeniqua.